Ons wonderlike Vader, wat 'n onbeskryflike genade dat ons as die kinders na U stem mag luister. Wat 'n voorreg dat ons voor U aangesig mag verskyn in diepe afhanklikheid, in die erkenning dat U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde en sonder U is daar niks nie. U is lewe. En Vader Jahwe, U het alles geskape en U onderhou dit alles, die heelal, elke lewe, alles, dit hou U in stand. En dankie dat ons daarom ook weet dat ons lewens in die Vader hande is en veilig is in die hande. Ons Vader, wat 'n kosbare voorreg dat ons vanmôre weer so kan saamkom om die woord en dat ons gebed ook kan wees, word waarlik verheerlik in ons samesyn. Ons loof, ons eer en ons dankie in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, u kan gerus sit en ons blaai na ons teksgedeelte toe. Ons blaai na ons teksgedeelte toe uit Johannes 12 uit. Johannes hoofstuk 12, die bekende gedeelte ook daar in Johannes 12. Ons skryf bo aan die boodskap ewige perspektief en die hele tema daarvan is die groterheid, die ons, en julle sal sien in die boodskap, is baie keer vasgevang in hier en die nou, in omstandighede nou. En ons geestelike lewe word baie keer ook daardeur gekenmerk, deurdat ons absoluut fokus op die nou en die hier. Die evangelie van Jahwe is baie groter as dit. Die evangelie van Vader Jahwe begin van voor die grondlegging van die wêreld af, buite tyd van ewigheid tot ewigheid. En daar is 'n deeltjie van daai perspektief wat ons ook moet hê. Want anders word ons baie maklik vasgevang in die hier en die nou. Maar kom ons, voordat ons teksgedeelte gaan lees, wil ek hê jy moet eers net luister. En dit kom uit Lukas 10 uit. En hoor hierdie woorde. Vers 17. En die 70 het met blydskap na Yeshua toe teruggekeer en vir Yeshua gesê, ook die duiwels het hulle aan ons onderwerp. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. En nou lees ons gedeelte in Johannes 12 vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste, verskoon vers 31, dat almal net gou daar kom. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toetrek. Geliefdes, die kern van wat ons hier lees, is daai bietjie bewustheid van iets wat baie groter is as ons. Iets wat 'n oorlog en 'n werklikheid wat soveel groter is. Nou kom ek vra net gou so, wanneer is die Satan verslaan? Waarna verwys die woorde as ons sê Yeshua wanneer hy sê as ek verhoog word sal ek almal na my toe trek? Wanneer het dit gebeur? Met die vloekpaal. Die oomblik toe Yeshua gevloekpaal is Johannes 3, kan julle dit onthou? Dat, kom ons blaai gou dan na Johannes 3 toe. Johannes hoofstuk 3. Goed, die belangrikheid Johannes 3, en ek wil julle met saam my lees, daar vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daai pragtige woorde van Johannes 12. Johannes 12 sê Yeshua, ek gaan verhef word en dan gaan ek almal na my toe trek. Dit die oomblik wat Yeshua opgehef word, daar aan die vloekpaal hang, dan trek hy ons na hom toe, want dit was die gebeurtenis waarin die Satan ook verslaan is. Nou, ek en jy kyk daarna, en ek wil jy met gou vir jou fisiese oog, net met jou vlees. Wat sien jy? Wat het die Israeliete van ouds gesien? 'n Man wat aan 'n vloekpaal hang. Was dit vir iets vreemds? Nee, algemeen.
moordenaars, misdadigers, dit het dikwels met hulle gebeur, hulle word opgehang. Maar wat was anders gewees? Dat agter hierdie wat die mens gesien het, was iets baie groters wat plaasgevind het. Was dit die Elohim van hemel en aarde wat vlees geword het, wat aan 'n vloekpaal gehang het, wat daar in sy menswees gesterf het, want Jahwe het gekom in vlees as mens. Omdat ons vlees en bloed deelagtig word, moes hy dit deelagtig word, om ons wat hy vlees en bloed deelagtig is, te kon red. Sterf aan die vloekpaal. En daar is 'n oorlog wat nie met die blote oog gesien kan word nie, sodat die grafte geopen word en daar gelowiges uit die grafte uit opstaan. Hierdie getuienis van die dood wat oorwin is, die Satan wat oorwin is, daardie bliksemstraal wat ek die hemel gesien val het, 'n geweldige groot gebeurtenis rondom dit, wat getuig van iets baie groters as dit wat die omstandighede van 'n man in 'n vloekpaal. Wanneer Yeshua daar hang, en daar die leiwag kom, en hulle vat die spies, en hulle druk dit deur sy sy, dan sien hulle water en bloed wat uitloop. Vir ons, sien ons daai wonderlike getuienis van die verbond, wanneer Jahwe dit gesluit het en juist daar by Sinai, en hy die water en die bloed oor die volk uitgestort het, en dan kan Johannes kom en sê, dit is die getuienis, die water en die bloed. Dis iets baie groters, iets ewigs, nie net vasgevang in daai oomblik nie. As jy net daai oomblik sou gesien het, Yeshua in die vloekpaal wat sterf, bloed wat uitkom, watter deel van die evangelie sou jy geken het? Nie veel nie. Want dis daai oomblik. Maar dit was deel van die handelinge van Jahwe, van ewigheid tot ewigheid, wat beskik het dat in die volheid van die tyd sal sy seun kom, hy sal sterf, 3 dae later sal hy opstaan, hy sal opvaar aan die regterhand van Jahwe sit, en hy sal alle mag en gesag in die hemel en die aarde ontvang. En dis daai begrip, daai bewustheid, en julle gaan sien ons kontrasteer die hier en die nou met dit wat gebeur, baie groter as net dit wat ons sien, want dit is dieselfde met ons lewens. In jou en my lewe word ons ook, en selfs in ons geestelike lewe, so vasgevang in die hier en die nou. Openbaring 12 vers 9 sê vir ons mooi, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Geweldige groot gebeurtenisse. En tog het hierdie dinge direk by my en jou van toepassing, want ons is deel van 'n geestelike oorlog. Ons is betrokke, en daarom kan ons altyd daai vraag vra, wat is jou perspektief en jou benadering rondom dit? En ons sien iets van 'n ewigheidshandeling van Jahwe. Moenie net daai gebeurtenisse sien as in tyd vasgevang in daai oomblik nie. Jahwe het al geprofeteer in Genesis. Nou gaan ek wag dat julle of so maak. Het Jahwe al geprofeteer dat Yeshua die Satan gaan oorwin in Genesis? Toe hy wat gesê het, jy sal hom die kop vermorsel. Die belofte was daar gewees, die handeling 4000 jaar voor dit, want Jahwe se handelinge is ewig, in daai heerskappy. En tog het ons deel aan hierdie oorlog. Nie op 'n, soos julle kan onthou, ons al in die verlede gesê het, nie op 'n spiritistiese manier nie op 'n manier, en veral as ons Efesiërs 6 vers 11 lees, dan lees mense dit juist so buite konteks, maak hulle dit van toepassing, trek die volle wapenrusting van Jahwe aan, sodat julle kan weerstand bied teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, en dis nie die uitdaging, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die tyd, van die duisternis van hierdie eeu. En dis hierdie konteks wat mense dan vat en heeltemal buite konteks gebruik, om dit amper hierdie spiritistiese oorlog te maak, terwyl ons weet, julle kan onthou, ons het al deurgegaan deur die wapenrusting van Jahwe, en dan moet ons dit nou vanmôre weer doen, dan vra ek weer vir julle, wat is die helm van verlossing, goeie werk, die borsharnas van geregtigheid, goeie werk, die lendene omgord met die stadig, die waarheid, die skoene aan ons voete vir die bereidheid van die evangelie, in ons hand die skild van
loof en ons die swaard in ons ander hand. Dit alles, geestelike oorlogvoering het ons gesê, kan julle onthou, in 'n kort sin, wat is geestelike oorlogvoering? Om die werk van Yeshua in my lewe te bevestig. Dis wat geestelike oorlogvoering is. Dis nie iets vreemds nie, dis nie een of ander ding teen demone die altyd besig en sulke goeters nie. Yeshua het klaar oorwin, om die oorwinning van Yeshua, sy verlossing, sy geregtigheid, sy waarheid, sy woord, om dit te bevestig, dis geestelike oorlogvoering. Goed, daarom, 2 Korintiërs 10 vers 13, wat sê dat die wapens van ons stryd is geestelik, is nie vleeslik nie, en kragtig om wat te doen? Om skanse neer te werp wat opgewerp word teen die kennis van Jahwe. So die hele gedagte, en ek wil hier net terugkom na, waaroor gaan dit om Jahwe te ken? Om Jahwe se werk te ken, om Jahwe se raadsplan te ken, om Jahwe se handeling te ken, om nie daar voor die vloekpaal te staan en hierdie man aan die vloekpaal net te sien en daarby te eindig nie, maar om te sien wat het gebeur. En waarvan is dit die volheid en die profesie en die vervulling daarvan. En dit is vir ons die baie belangrike beginsel. Want dit getuig van 'n ewige oorwinning, van 'n ewige lewe en van 'n ewige erfenis. Goed, die vraag dan nou, wat is jou en my perspektief op ons geestelike lewe? Hoe benader jy jou geestelike lewe met die bewustheid dat Jahwe onbeskryflik groter en heerliker is as ons? Kan ons die volheid van ons geestelike lewe nou besef, in ons gebrokenheid? Nee. As ons praat van ons is erfgename van Jahwe, dan verstaan ons 'n deeltjie daarvan, maar daar is soveel meer wat ons nie verstaan nie, daar is soveel ryker, soveel volheider, wat ons nog nie heeltemal verstaan nie. Maar deur ons verhouding met Jahwe, word ons deel van sy groter werklikheid. En as ek die woord werklikheid gebruik, dan bedoel ek dit, dis nie net 'n skim op die horison nie, dis 'n werklikheid. As Jahwe, dit wat ons baie keer voel is werklik, is net 'n deeltjie wat ons sien, hoor en kan waarneem met ons sintuie. Maar die geestelike werklikheid van Vader Jahwe is soveel groter, stem julle daarmee saam? En dis daai werklikheid wat hy met ons deel, waarvan ons ook bewus moet wees. Nou, daarom is dit belangrik, dat ons nie vasgevang word, in net die sigbare, tasbare, hier en die nou nie. Maar dat ons deur geloof, die woord van Jahwe kan bely. Want die woord van Jahwe openbaar vir ons die werk van Jahwe. En een belangrike beginsel daarin is, en ons gaan nou by die onderskeid kom tussen twee perspektiewe, maar een van die baie belangrikste dele is die deel waar mense 'n geestelike verhouding met Jahwe het of gelowig is, net met die oog op hier en die nou. En wanneer ek dit sê, dan bedoel ek dit, hulle almal gaan vir jou sê daar is 'n ewige lewe. Maar dat is amper iets ver, die werklikheid daarvan is afwesig in hulle lewe. Die groot fokus is die hier en die nou van hulle lewe. Bedoelende, 1 Korinte 15, kom ons blaai saam so intoe. 1 Korinte 15. Ons gaan lees daar vanaf vers 16 af. Vir baie mense is hulle fokus op Jahwe hierdie lewe en net hierdie lewe bykans. Bedoelende, hulle geestelike lewe word 'n absolute middel om hulle lewe nou te beheer. Kom ons lees daar vers 16. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Messia ook nie opgewek nie. En as Messia nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Messia ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Messia hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Nou, ek wil julle moet mooi hoor. Daar's baie mense wat getuig, hulle glo in 'n ewige lewe. Maar daar's 'n geweldige hoeveelheid wat dit nie leef nie. Wat vasgevang word in hulle geestelike lewe in die hier en die nou, in 'n kortstondige blik van wat Jahwe nou vir hulle gaan doen, en ons gaan daaroor praat, en daarom wil ek vra, wat is jou en my geestelike perspektief? En julle moet nou mooi luister. Is dit 'n kortstondige perspektief, 'n mensgesentreerde perspektief, bedoelende, dat my geestelike lewe draai om my lewe?
en hoe ek Jahwe aanbid. Die teenoorgestelde is 'n ewige Yeshua-sentriese perspektief. Wat handel oor wat is sy wil en wat dit in my lewe kom doen. En daar's 'n geweldige groot verskil, want belangrik, jou perspektief bepaal jou gedagtes, bepaal jou gemoed, bepaal jou woorde en bepaal op die einde van die dag jou dade. Jou lewe word jou perspektief. En daarom is die vraag, hoe kyk ek en jy in ons geestelike lewe na Vader Jahwe? Hoe benader ons dit? En ek wil begin by die kortsigtige perspektief. Dis 'n korttermyn fokus, dis 'n fokus op Jahwe wat vir my nou voordeel bring. Wat kan Jahwe nou vir my doen? Nou, kom ek vra net gou so. Sonde, is 'n sonde 'n langtermyn of 'n korttermyn fokus? Meeste van julle wat al sonde gedoen het, gewoonlik 'n korttermyn. Jy kom op dit klips en hier is die sonde, hier is die versoeking, hier is dit nou en dis by jou. Die woede, jaloesie, welis, wat dit ook al mag wees. Gewoonlik kan jy voor die tyd bepaal en sê nee, ek wil dit nie doen nie, ek kan nee sê daarteen, maar in daai oomblik is daar 'n amper wil ek sê 'n fisiologiese begeerte, 'n sarksbegeerte na dit toe om te wil sondig. En dan soek jy daai direkte bevrediging. Of dit nou is om wraak te neem, of dit is om kwaad te praat, of dit is om te verneder, of dit is wat dit ook al mag wees. Daarom is sonde dikwels gebaseer op die hier en die nou. Ongelukkig projekteer ons dikwels ook ons geloof om ons hier en nou begeertes te bevredig. En ons doen dit net in die naam van geloof. En julle gaan nou sien, die belangrike fokus daarin is, ek word hier die argitek van my geloof. Wat ek daarmee bedoel is, hierdie kortstondige perspektief kruip maklik in en ons herinterpreteer die evangelie om nou my doel hier en nou te bevredig. 'n selfgeformuleerde evangelie. Twee dinge wat baie sentraal daarmee staan, is julle almal, as ek dit kan veralgemeen, almal is bekend met die vooruitgangsteologie, voorspoedteologie. Dit moet met jou goed gaan, jy moet gesond wees en jy moet ryk wees en gelukkig wees, dan dien jy Jahwe. Waarop is dit gefokus? Op hier en die nou. Is dit waar, dat die kinders van Jahwe altyd ryk, gelukkig en gesond gaan wees? Is daar nie 'n bietjie waarheid in nie? Nee. Maar vir die vlees klink dit aanneemlik. Is daar tekste wat dit kan bevestig? Is daar tekste wat jy die Bybel kan aanhaal om dit te bevestig? Ja. Die tweede is die hele gedagte van 'n verlossingsevangelie. Bedoelende, dat Jahwe se doel is om jou en my uit enige situasie uit te verlos. Of dit dan nou is, dat dit dalk in jou huisgesin is, of dit dan nou is in die politieke stelsel waarin jy is, maar die verlossingsteologie gaan nie oor Yeshua gesentreerde verlossing nie, waaroor gaan die verlossing? Oor my verlossing. Ek wil uit hierdie situasie uitkom, ek wil uit hierdie omstandighede, hierdie benarde posisie, ek wil uit hierdie moeilike, ek wil uit hierdie skuldtoestand, ek wil uit hierdie, wat dit ook al mag wees, ek wil hieruit so gou as moontlik uitkom. Word godsdienst baie keer gebruik daarvoor? Ja. En die mens misbruik dit, en ons doen niks anders nie, as ons vorm ons eie evangelie. En jy begin die Bybel misbruik, jy begin jou gevoel misbruik, jy begin maklik, en ons kom in 'n situasie waar mense gesigte en drome en al hierdie dinge misbruik, om hulle wil af te forceer op Jahwe. As die korttermyn jou fokus bly, kom ek gebruik 'n voorbeeld daarvan, en ek wil eers fisies vleeslik raak, en ek wil sê, ons neem nie deel aan verkiesings nie, maar ek wil nou tog dit net sê. Dan is dit daai boodskap, hierdie is die belangrikste verkiesing, almal moet nou betrokke raak daarin. Of hierdie benoudheid, hierdie tyd waarin ons leef, hierdie, kan ek nou sê, corona tydperk, is die grootste benoudheid ooit, en die einde van die wêreld is nou op ons. En ons moet hiervan verlos word, of ons moet van hierdie omstandighede, of hierdie vervolging, en so het ons al gepraat, gaan dit deur al die eeue. Elke geslag kan iets identifiseer, wat vir hulle die absolute bedreiging was, benoudheid was. Daniel, toe hulle in ballingskap weggegaan het, Josef, toe hy na Egipte toe gegaan het. Elke geslag kon daai ding identifiseer en sê, hierdie is die absolute, dit lyk so die einde van die wêreld. Die mens wat kortstondig ingesteld is,
gaan dan die Bybel vat en dit misbruik om sy situasie te probeer regverdig en antwoorde te kry. Wat gaan die kind van Jahwe doen? Hy gaan op Yeshua fokus. Want Yeshua bring rus en vrede. Dalk is dit in jou situasie gisteraand, draai daar 'n persoon by ons, hy's nie in die gemeente nie, so ek kan dit nou gemaklik sê, dra by ons, en hy gaan deur 'n moeilike tyd in sy lewe, en hy sê dat, as dit van hom afhang, maak hy nou 'n einde aan sy lewe, daar's niks meer waarvoor hy wil leef nie. Jou omstandighede word jou absoluutheid, omdat jy vasgevang word in die hier en die nou, en dit is wat 'n kind van Jahwe juis nie doen nie. Ek en jy kan soms swaar kry, ek en jy kan soms sê, ja, hierdie omstandighede is nie lekker nie, maar wat is die perspektief van 'n gelowige? Ek is in die hand van Jahwe. En hierdie omstandighede waardeur ek gaan, is net 'n oomblik. Is net 'n deel van alles. Die omstandighede wat 'n geslag inbeland, byvoorbeeld in die tyd van Yeshua, daarna toe Jerusalem val, baie benoudheid, daai hartseer, daai vervolging, 1,1 miljoen Israeliete wat sterf. Was 'n oomblik in die geskiedenis. Ja, dit was 'n merkwaardige tyd, maar dit was 'n oomblik. Dink aan die vervolging, toe die gelowiges uit Europa uitgevlug het, ons eie volk se vervolging hier in Suid-Afrika, die swaarkry wat hulle gehad het aan die hand van die Kaapse regering, die uittog of wat hulle die binneland ingetrek het, geweldige oomblikke soos Vegkop, die moorde by Bloukransween en Moordspruit, al daardie dinge, veral wanneer ons nou hier na die einde van die jaar toe met die oog op die gelofte dag aan die einde van die jaar, al hierdie gebeurlikhede was geweldige benoudhede, 36.000 vrouens en kinders in die konsentrasiekampe wat oorlede is. Geweldige dinge. Die miljoene in die Eerste Wêreldoorlog, die miljoene in die Tweede Wêreldoorlog. En daar's 'n deel waar gelowiges dan 'n ewigheidsperspektief, 'n Yeshua-sentriese perspektief moet hê. En ek gebruik hierdie wêreldgebeure om terug te kom na my en jou lewe toe. Wat is jou lewensingesteldheid in jou geestelike lewe met Vader Jahwe? En daarom, geliefdes, as ons fokus hierdie tydelike is, dan is dit so maklik dat selfs ook jou swakheid en jou sonde verabsoluteer kan word, bedoelende dat jy kan voel dat jou sonde verdoem jou tot in ewigheid. Want jy word vasgevang in hierdie swakheid nou. En daar's 'n deel waar ons moet terugstaan en groter sien en Jahwe se handelinge moet sien en nie net vaskyk in die werk en die vlees nou nie. En daarom sê ek Yeshua sentries, want dit gaan oor sy genade, nie my gefokusde lewe nie. Want of dit nou sonde is en of dit my benoudheid in my lewe is en of dit die skade wat ander aan my doen, die oomblik wanneer ek die fokus is, moet jy weet, gaan jy die verkeerde perspektief hê. En jy gaan die woord van Jahwe begin misbruik. Al is dit dan om te sê, maar ek sal net vergewe as iemand my om vergifnis gevra het. Want is hierdie dinge wat dan na vore kom, en daarom moet ons fokus absoluut op Yeshua wees. Ons verloor so maklik. Ons sien so maklik, en ek wil die beeld gebruik, net Yeshua aan die vloekpaal hang. En nie dit wat alles gebeur nie. Ons kyk so maklik net aan die skare wat roep, vloekpaal hom, kruisig hom, en ons sien nie die hand van Jahwe wat soos in Handelinge 4 kan sê, dat Pontius Pilatus en Herodes en die heidene en die volk van Israel het almal meegewerk die wil van Jahwe om Yeshua te vloekpaal, sodat sy raadsplan kon geskied. En ons verloor daai totaliteitsperspektief, die groter deel. Ons vraag is dan, as ons hier in die nou kyk, is wat vir my voordelig. En ek wil nou vir 'n oomblik net stil staan en daar, ek wil, hoeveel keer is my en jou fokus nie wat is vir ons voordelig nie? Terwyl wat moet ons gebed wees? Vader Jahwe, wat is tot eer van u koninkryk? En as my lewe 'n pad moet stap soms van swaarkry en tugtiging en wat ook al, tot verheerliking van die koninkryk van u, laat dit so wees. Ons mag ons behoeftes en gebed en smeking aan Jahwe bekend maak. Maar die vraag is, waar is ons fokus? Wat is vir jou die belangrikste, jou wil of Jahwe se koninkryk? Wees eerlik, wat is in jou gebedslewe vir jou die belangrikste, jou wil of die wil van die koninkryk van Jahwe? En dis 'n belangrike deel, ons mag ons behoeftes aan Jahwe bekend, maar ons moet dit doen.
Maar dan met daai bewustheid, Jahwe, laat u wil geskied. En daarom is 'n Yeshua, 'n ewige begrip van Yeshua-sentriese perspektief, is die fokus op Jahwe se handelinge. En Jahwe se handeling deur my in my omstandighede. En as Jahwe my omstandighede in 'n oomblik wil verander, laat hy dit so wees. As hy wil hê ek moet deur hierdie omstandighede gaan, laat ek daardeur gaan met vreugde en met blydskap en met toewyding en met ywer om hom te verheerlik. En dit is ons roeping. En daarom is ons perspektief baie, baie belangrik, want ons is deel van iets baie groters as net jou omstandighede. My en jou lewe is op die tydlyn van Jahwe se koninkryk kleiner as 'n kolletjie. Maar hy het 'n doel met daai kolletjie. Job was ook 'n kolletjie. Jahwe het 'n doel met Job se lewe gehad, met Daniël, Josef, Jesaja, die profete, hoeveel van hulle, elke kind van Jahwe, Jahwe het 'n doel en elkeen se pad. Hoe jy ook al kon gedink het, maar is niks nie, dit is in die vergeeteltyd word dit net verdwyn. Elke blommetjie loof Jahwe. Elke skepsel, elke deel, elke dier, elke voël, elke ding wat Jahwe geskep het, loof Jahwe. Ek en jy ook. En ek en jy moet daai deeltjie wat Jahwe vir ons lê om te doen, moet ek en jy met blydskap en met ywer moet ons dit doen. Want ons is deel van hierdie oorlog tussen lig en duisternis. Maar ons het die wete, en hier kom die ware perspektief, hy het klaar oorwin. Hierdie oorlog is klaar gewen. Ek wil ook voor ek verder gaan, stem jy daarmee saam? Is hierdie oorlog klaar gewen? Om Daniël is die oorlog klaar gewen? Absoluut. Yeshua het daai oorlog klaar gewen. Dis volbring. Die vreugde vir my en vir jou is ons kan in daai oorwinning elke dag bely. Hierdie oorwinning wat baie groot is, het hierdie stryd al begin voor my en jou geboorte. Lank voor dit. Hierdie oorwinning gaan dit lank aanduur as Yeshua vertoef, nadat ek en jy reeds daarmee heen is. Ja, tot aan alle ewigheid. Maar ek en jy is in 'n deel daarin, ek en jy kan dit getuig. En ek wil sê, ek en jy is klaar vergewe, klaar verlos, gered, geregverdig, geheilig. In Yeshua behoort ons aan Jahwe. En dis jou en my fokus. En dis wat ons getuig. En dis wat ons aan die wêreld bely. Maak nie saak waar jy is nie. Dis wat Yeshua ons kom leer. In elke omstandighede is dit wat my en jou getuienis moet wees. My lewe nou te midde van watter omstandighede is, ek word geroep om in Yeshua waaragtig te leef. En hy gee vir my dan wysheid om in my vlees op te tree. Eers dan kry ek wysheid hoe om die probleme te hanteer. Maar dit begin by hom. Ons gaan dikwels toetse skryf. Ons gaan dikwels beproewinge deurstaan, swaar kry, hartseer. Ons gaan dikwels deur dit alles gaan. Het Paulus skipbreek gelei? Is hy geslaan? In die gevangenis? Vir dood agtergelaat? Dit alles kan ons sê, maar in dit alles is ons meer as oorwinnaars. Hoekom? Want ons let nie op die man wat net in die vlees aan die vloekpaal hang nie. Ons let op hom wat sy lewe afgelê het, maar wat opgestaan het in heerlikheid en leef. En daarom dit wat ons sien, is 'n klein deeltjie van dit wat gebeur. Want ek wil vir jou sê, jou omstandighede, wat gebeur in jou hart in jou omstandighede? Wanneer iemand jou benadeel, wat gebeur in jou hart? Wanneer iemand ongeduldig is met jou, wat gebeur in jou hart? Wat maak jy? Wat sê ek en jy? Wat doen ons? Indien ons fokus slegs op hier en die nou is, gaan dit vir ons elke dag voel of hierdie wêreld die einde is. Jou omstandighede gaan vir jou voel onoorkombaar. Jy gaan voel, dit is net te groot. Dalk is dit 'n geliefde wat weggeneem word van jou. Dalk is dit omstandighede in jou huis, jou werk, wat dit ook al mag wees. In daai moment gaan jy voel, is onoorkombaar. Paulus kon ook so gevoel het. Toe hy daar agtergelaat word vir dood, nadat hulle met klippe dood wou gooi. Kon hy gedink is die einde. Yeshua daar in die vloekpaal, kon dit ook gewees het die einde, maar dit is nie. Daar is soveel groter handeling van Jahwe. En dis hier waar ons dan by die ewige lewe kom. En ons begin daarmee saam te vat. Want wanneer ek en jy praat van die ewige lewe, dan gaan dit baie meer as net dit wat in die toekoms voor lê.
Ewig beteken altyd. En daai ewige lewe is 'n lewe tot in alle ewigheid buitekant tyd. Die ewige lewe is die belofte van Jahwe en ja, as ons praat van ewige lewe, vir baie gelowiges is dit net iets wat voor lê in die toekoms. Iets wat daar ver is, iets wat eendag as ek sterf of eendag as Yeshua kom, dan kry ek die ewige lewe dis daar ver. Daniël 12 vers 2, kom ons blaai na enkele tekste toe. Jy het nog min saam geblaai, so kom ons blaai na 'n paar tekste toe saam. Daniël 2. Verskoon Daniël 12. Ons is so bietjie besig met die aanddienste met die klein profete. Nou Daniël is die eerste ene, maar hy tel nie regtig onder die klein profete nie. Maar Daniël 12 vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid vir ewig afgryslik. Matteus 25. Matteus 25. Vers 46. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Johannes 3 vers 15 wat ons nou vinnig gelees het. Johannes 3 vers 15. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ook vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van Elohim bly op hom. En ons praat so 'n bietjie oor die ewige lewe as iets toekomstig, maar dan kry ons ook die baie sterk getuienis van dat ons nou die ewige lewe het. En ek wil ietsie met julle deel daaroor. Die ewige lewe in sy volheid, ja, dit lê voor wanneer Yeshua terugkeer, wanneer ons 'n verheerlikte liggaam gaan kry, wanneer ons ewig by Jahwe gaan wees, in sy teenwoordigheid sy aangesig gaan sien. Maar daar is 'n deel daarvan om Jahwe te kan ken, wat ons nou al ontvang, wat die woord vir ons baie mooi beskryf as die ewige lewe. Julle ken dit baie goed, Johannes 17. Kom ons lees eers, en voordat ons dit lees wil ek sê, hierdie kosbare ewige lewe begin reeds nou in die opgestane kind van Jahwe, bedoelende wedergebore kind van Jahwe, dat die vrede van Jahwe, die liefde van Jahwe, die vrug van Jahwe, die wese van Jahwe, die geregtigheid van Jahwe, die oorwinning van Jahwe, reeds in jou en my lewe gestalte kry. Hoekom? Omdat ons bewus is, en ek wil jy moet mooi luister nou, van Jahwe se groter handeling. As jy vasgevang word in jou omstandighede, gaan jy perspektief bou? Nee. Jou omstandighede gaan vir jou te groot word. Maar wanneer jy bewus is van die groter handeling van Jahwe, bring dit vir jou perspektief. En skielik kan jy agterkom, maar dit gaan nie nou oor Lisa wat my wil benadeel nie. Dit is net 'n toets, dit is net 'n beproewing, sodat ek kan vrug dra. Dit gaan nie daaroor dat wat ook al, dat op welke wyse iemand my ten gronde wil laat gaan, en dat dit die einde van die wêreld is, en alles wat daarmee saamgaan nie, nee. Het gaan oor wat Jahwe se plan is daarmee. Ek wil daarom vir julle vra vanmôre, hoeveel keer wanneer jy in omstandighede is wat nie lekker is nie, vra jy Jahwe, wat is u plan daarmee met my? In plaas van om kwaad te word, in plaas van om geïrriteerd te word, in plaas van om beledigend te raak, in plaas van om al daai dinge te doen, Jahwe, wat is u wil daarmee? En dan is dit om te kan getuig, maar ek het in 'n opgestane lewe, leef ek waarin Jahwe met my besig is.
Jahwe is nie net daar om jou net uit te red, net alles weg te vat nie. Jahwe is daar om jou te tugtig, te vorm, te roep, te lei en uit te red. Johannes 5 vers 24. Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Daar's 'n deel van daai wonderlike genade wat ons nou smaak, ons kom nie in die oordeel nie. Vir elkeen van ons wat in Yeshua is, daar is dan nou geen veroordeling, Romeine 8 vers 1 vir hulle wat in Yeshua Messias nie. En ek wil regtig sê dat ek en jy ons oproep, en ek wil hiermee saamvat vanmôre, moet in hierdie opstandingslewe van Jahwe leef. Hierdie opstandingslewe waar ons nie net Yeshua aan die vloekpaal sien as die een wat gesterf het nie. Ons sien die werk van Jahwe agter dit, sy opstanding, sy heerskappy, sy glorie, sy grootheid en alles wat daarmee saamgaan. En jou omstandighede is baie keer ook so. Jy sien net waar jy aan die vloekpaal hang, wil ek amper sê. Maar sien dit wat Jahwe agter dit doen met dit. Sien die werk van Jahwe, die oorwinning, die krag van Jahwe, die genade, wat vir die wêreld lyk soos oneer en chaos en moeilikheid. Wat is Jahwe se werk daarmee? Daarom, geliefdes, Johannes 6 vers 47. Johannes 6 vers 47. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, in werkwoord aktief, nie net 'n toestand van jou gedagtes, nie 'n aktiewe ervaring geloof, het die ewige lewe. In vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek wil gou vra, hoekom eet en drink ek en jy Yeshua se liggaam? Want ons glo dit. Ons glo en getuig dat dit nie net die man was aan die vloekpaal hang, net Yeshua wat daar hang nie. Ons glo hy het opgestaan, hy leef in heerskappy. En daarom Johannes 17, wat ek dink die meeste van ons ken dit ook al reeds uit ons kop uit, Johannes 17 vers 2. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, Johannes 17 vers 2, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die ewige waaragtige Elohim, en Yeshua Messia, wat u gestuur het. Geliefdes, ek wil daarmee saamvat, en ek wil sê, wat sien ek en jy in ons lewens? Is ons fokus vleesgesentreerd, hier en nou my behoefte, of sien ons die raadsplan en die heerlikheid van Jahwe wat besig is om af te speel? Johannes 10 vers 10 sê, dat Yeshua se getuienis vir ons, die dief kom net om te steel en te roof, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. 'n Oorvloed wat nie hoef te vrees oor hierdie lewe nie. Wat Matteus 5 sê, moenie julle bekommer oor wat julle gaan eet of drink, of wat julle gaan aantrek nie, oor al die dinge is die heidene bekommerd. Bekommer julle eerder. Wat is julle eerste ding? Oor die koninkryk van die hemele. Wees daaroor begaan. Sien daai werk van jou. Wees opgewonde oor daai werk van Jahwe in jou lewe. Sien dit raak. En ek wil dit, Jahwe se genade, sy liefde, sy trou, sy verlossingswerk, sy barmhartigheid, sy voorsiening, sy tugtiging, sy lydsaamheid, sy beskikking, sy wil. Waarvan is jy bewus as iets met jou lewe gebeur? Ek sluit hiermee af. As iets met jou lewe gebeur, wat sien jy raak? Omstandighede of die werk van Jahwe? As iemand jou te nakom, sien jy die mens raak of sien jy die werk van Jahwe? Die toelaatbare wil wat Jahwe jou ook beproef en louter. Waar Vader Jahwe vir jou die geleentheid gee om werklik in waarheid om te dien. Geliefdes, mag ons daar die ingesteldheid hê om in Yeshua bewus te wees, nie net van wat ons sien nie, maar die raadsplan, die werk van Jahwe raak te sien. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader,
U genade en U liefde is so groot. Help ons om werklik bewus te wees van U werk. Minder te let op ons vlees en ons eie, dit wat ons net sien, maar om werklik bewus te wees van wat U doen, Vader Jahwe. Sodat ons ook daarin bruikbare diensknegte kan wees, tot eer van U wonderlike naam. Ons Vader, dankie dat ons dit mag vra, dankie dat ons kan ook hierdie week wat voor lê aan U kan toevertrou en kan sê, Vader, vorm en maak ons waarlik U welbehaaglik. In die wonderlike naam van Yeshua ons Messia, dank, eer en loof ons U. Halleluja. Amen. Kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.